Goeiedag vriende en welkom by die volgende episode in ons reeks Jesus te goed om vals te wees. Nou, hoekom is Jesus te goed om vals te wees? As te goed is om waar te wees, gewoonlik aan dinge of mense toegesê word wat ons uit ervaring uit weet, nie so blink gepoleer kan wees of so voorspelbaar kan werk nie. Met ander woorde, hulle tik al die regte boksies. Soveel so dat dit suspisie by mens begin wek, dat hierdie prentjie wat aan jou voorgehou word, heel waarskynlik gefabriseer is. As dit te goed is om waar te wees, dan is te goed om vals te wees iets wat ons net kan sê oor 'n ding of 'n persoon wat so buitengewoon, so buite die normaal, so onverwags optree, dat niemand hom sommer as 'n storie sou kon opmaak, as hulle dit geloofwaardig sou wou maak nie. Jesus se storie, sy optrede en sy karakter is net te goed, te buitengewoon, te onverwags om vals te wees. Ons het verlede week gesels oor Jesus se buitengewone autoriteit, dat die gevolgtrekking wat mense oor hom gemaak het, nadat hy hulle geleer het, was, hy praat met autoriteit, nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Watter tipe autoriteit? 'n Autoriteit wat nie deur die bronne wat Jesus aanhaal om sy lering te staaf gekom het nie. Wat nie kom deur hoe in lyn Jesus praat met die konsensus wat daar onder die groot gerespekteerde rabbies van sy tyd was nie. 'n Autoriteit wat volkome vanuit Jesus self kom. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Julle het gehoor, maar ek sê vir julle. Jesus se autoriteit het nie van buite gekom nie, dit het van binne homself gekom. En vir ons wat die geheelbeeld van die evangelie, het anders as Jesus se gehoor, wat nog moes sin maak van dit wat voor hulle afgespeel het, weet ook dat sy autoriteit in niks anders lê as in die feit dat hy God self was, wat mens geword het nie. Die finale autoriteit van ons ganse werklikheid. Nou vandag in opvolg op dit, gesels ons oor Jesus se paradoksale leierskap. Mense in enige organisasie sal weet hoe skaars daardie balans is tussen autoriteit en leierskap. Jy kry gereeld mense in posisies van autoriteit, maar wat swak leiers is. Of mense wat goeie leiers is, maar wat nie gesag kan uitoefen nie. Jesus het beide autoriteit en uitstekende leierskap gehad. As ons bloot gaan kyk na hoe sy beweging gegroei het en die gesag wat daar nou steeds aan sy woorde geheg word. Maar Jesus se leierskap was uniek volgens vandag se standaarde. 'n Sentrale kenmerk van 'n goeie leier vandag is iemand wat uit hulle foute uit kan leer. Voor aanstellings by groot firmas gemaak word, is een van die kernvrae wat menslike hulpbron bestuurders gewoonlik vra, vertel my meer van 'n keer waar jy 'n fout gemaak het en daaruit geleer het. Jesus sou nie daardie vraag kon antwoord nie, want hy het nooit 'n fout gemaak nie. Nog 'n kenmerk van goeie leiers is voortdurende selfverbetering. Deur sy hele bediening het Jesus geen persoonlike groei getoon nie. Geen beter antwoorde of beter optrede of interaksies as vorige kere nie. Nêrens het hy 'n morele, etiese, geestelike of verhoudingsflater gemaak waarvoor hy later moes verskoning vra nie. Jesus het ook slegs 1 uit 5 vrae wat aan hom gestel was, reguit geantwoord. Die ander keer het hy geantwoord met 'n vraag van sy eie. Dink hoe frustrerend moet dit wees om vir so 'n baas te werk. Maar op daardie manier het Jesus mense aan die ding gesit, of hulle intensies en hulle karakter ontbloot. 'n Goeie leier is verder iemand wat gedurig na goeie raad luister. Jesus het nooit enige iemand anders se opinies of raad gevra nie. Daar was niemand wat hom enigiets kon leer nie. Dit was ook net sy manier of geen manier nie. Sou jy by 'n firma aansoek doen met so 'n karakterprofiel, so voor die hand liggend, sou die voor die hand liggende reaksie gewees het, nee. En wie dink jy is jy? God. Net God in die vlees kon so 'n karakterprofiel hê en nog steeds skares mense se respek, bewondering, toewyding en lojaliteit hê. Die vraag wat ons onsself moet afvra is, hoekom enigiemand, wat nog te sê van skares, so 'n selfversekerde beterweter sou volg, wat maklik in vandag se terme 'n narcissus gedoop sou word. Want, en hier lê die paradoks in Jesus se leierskap, dit was nie net dat Jesus altyd reg was en alles geweet het nie. Hy het ook in selfontledigende, selfopofferende, selfgewende nederigheid gelei. Deur sy voorbeeld. Sy volgelinge het hom liefgehad omdat hy hulle eerste liefgehad het. Hulle het hom gedien omdat hy hulle eerste gedien het. Dink maar aan hoe hy hulle voete gewas het. En omdat hy vir hulle gesterf het, het hulle hom vol vertroue die dood ingevolg. Nou kom ons praat so 'n bietjie oor een spesifieke eienskap van Jesus wat volgens moderne leierskap of organisatoriese teoretici
nie 'n goeie eienskap is nie. Hy het nooit verbeter nie. In die sin dat hy nooit uit sy foute uit geleer het nie, want hy het geen foute gehad nie. Nou so 'n bietjie apologetiek. Wat is dit nou weer? Dit is die verdediging van die geloofsinhoud waaraan ons vashou. Mense wat die Bybel krities of selfs bloot net oplettend lees, sou mens dadelik verwys na 2 tekste wat baie duidelik uitwys dat daar wel 'n mate van groei of skynbare verbetering in Jesus was. Kom ons gaan kyk bietjie en dan bespreek ons. Lukas 2 vers 39 tot 40 en ook vers 52. Toe Josef hulle alles nagekom het wat die wet van die Here van hulle verwag, het hulle na Galilea teruggegaan na hulle tuisdorp in Nasaret. Nou dit was, sou julle onthou, die besoek aan die tempel toe Jesus 12 was, en net hierna die hele soektog na Jesus begin, toe hulle agterkom, hy is nie tussen die reisgenootskap nie, en Josef hulle is haastig terug Jerusalem toe, en het hulle hom vreeslik begin soek, en hulle kry hom uiteindelik in die tempel, waar hy, klein Jesus, besig is om die priesters en die skrifgeleerdes te verbaas met sy wysheid. Vers 40. Die kindjie het gegroei en sterk geword en vol wysheid en die genade van God was met hom. So ons sien, Jesus het hier soos enige mens deur die stadiums van fisiese groei gegaan. Vol wysheid is egter 'n baie belangrike stuk hier. Die Grieks vertaal ook maklik na gevul met wysheid. Met ander woorde, in 'n volmaakte staat. Nie plek vir verbetering nie. So hoe vereenselwig ons dan vers 40 met vers 52? Vers 52 wat sê, Jesus het steeds wyser en al hoe meer volwasse geword en toegeneem in guns by God en onder die mense. Oor hierdie vers sê Sinclair Ferguson van Ligonier Ministries, I sometimes think there's a good litmus test that indicates whether or not I have a healthy biblical view of Jesus and whether he is truly real to me. As we sometimes say, it's this. It's found in a single verse in the Gospels, Luke 2:52. Dis daarom reg dat ons gou vir 'n oomblik bietjie worstel met hierdie teks. Die eerste punt wat ons hier maak, wat ook 'n algemene kritiese belangrike punt is vir wanneer ook al skrifgetroue Christene 'n moeilike teks teekom, of selfs 'n teks teekom wat lyk of dit deur 'n ander teks weerspreek word. Ek gee vir julle 4 beginsels. Die eerste beginsel is, die Bybel lê die Bybel uit. Dit is die doktrine van die deursigtigheid van die skrif. Die Bybel lê die Bybel uit. Moeilike verstaanbare tekste word in die lig van makliker verstaanbare tekste uitgelê. Ons lees nie moeilike tekste in isolasie en sê, sien, die Bybel is onduidelik of foutief hieroor nie. 2. Die Bybel het een outeur. Uiteindelik het die Bybel een outeur, die Heilige Gees. Dit vertel een verhaal van Genesis tot Openbaring. Die verhaal van God se verlossing, van sy uitverkorenes. Dis nie maar net 'n klomp losdog treffende gedagtes of 'n klomp oulike volkslegendes wat oor 'n lang tydperk ontstaan het, wat niks met mekaar uit te waai het, wat 'n oulike omnibus sou gemaak het en by mekaar gesit is nie. Dink gou-gou. 40 verskillende skrywers, van konings tot skaapwagters, skryf op 3 verskillende kontinente, Afrika, Europa en Asië, oor 1500 jaar tydperk. En baie van hulle het in verskillende geslagte geleef, hulle het niks met mekaar te doen gehad of ooit mekaar ontmoet nie. Hulle skryf in tye van voorspoed en in tye van swaar kry. Hulle skryf in 3 verskillende tale, Grieks, Hebreëus en Aramees. En hulle skryf een samehangende verhaal. As dit nie van God af is nie, is enigiets moontlik. Die derde beginsel. Daar's geen teenstrydighede in die Bybel nie. Glo my, ek het al na honderde beweerde teenstrydighede gaan kyk hoe getroue Christene dit al vir honderde jare bevredigend versoen. En die laaste beginsel. Die Bybel kan ten volle vertrou word in alles wat dit as feitelik voorhou. Soos wat die laaste 150 jaar se argeologiese opgrawings en ontdekkings bewys het en nog voortdurend bewys. Die 4 beginsels, apologetiese beginsels, as ons na moeilike tekste gaan kyk. So met dit in gedagte, wat maak ons met hierdie teks waar dit lyk of Jesus van 'n minder perfekte of 'n minder aanneemlike staat na 'n meer perfekte of meer aanneemlike staat gegroei het? Van minder wys na meer wys. Kom ons begin om wysheid te definieer. Dit is altyd 'n baie belangrike punt. As enigiemand vir jou 'n stelling maak, vra vir hom, wat bedoel jy daarmee? Wat bedoel ons wanneer ons sê wysheid? Wysheid is die toepassing van kennis. Wysheid is die toepassing van kennis. Met ander woorde, jy het 'n klomp inhoud en praktiese kennis in jou lewe opgedoen, en met daardie inhoud help jou niks as jy dit nie sinvol in die regte wêreld kan aanwend of toepas nie. Daarvoor het jy wysheid nodig.
So vers 52 dui vir ons daarop dat Jesus se wysheid gekoördineer was met sy fisiese ontwikkeling. Daar was 'n korrelasie tussen die twee. Met ander woorde, soos wat Jesus gegroei het van een stadium van fisiese ontwikkeling na die volgende, nuwe ervarings gehad het, nuwe praktiese kennis opgedoen het, seker daar saam met Josef in die skrynwerkers hut, lekker gewerk en partykeer moes hy ook maar uit sy foute uit leer. Mens tel mos nie houtwerk sommer dadelik op nie. Soos wat hy in hierdie praktiese kennis gegroei het, het hy in elkeen van hierdie stadiums met wysheid sy vorige ervarings en praktiese kennis aangewend en toegepas. Een kommentaar verwoord dit so mooi. Jesus' experience of life on earth was the same as for any other man, other than his complete lack of sin. He was not born with an instant ability to walk. Alle babietjies struikel en val. Speak, hy het seker 'n paar woordjies gesukkel om te sê in die begin. Or build furniture. He learned as children learn. He grew as children grow. Nou hierdie is een van daardie verse wat ons voor die geheimenis van Jesus se twee nature te staan bring. Sy goddelike natuur en sy menslike natuur. Wat baie belangrik is vir ons, in terme van die doktrines wat ons glo hieroor, is dis nie 'n mengsel van die twee, dat hy een of ander half God, half mens was nie, dat dit so lekker warbel, bietjie goddelike natuur, bietjie menslike natuur was nie. Maar dat hy 'n volledige, soos ek en jy, 'n volledige menslike natuur gehad het. Maar daarby was ook 'n volledige goddelike natuur. Twee nature, wel hulle is nou onlosmaaklik aan mekaar, maar twee afsonderlike nature. In hierdie sin kan Lukas dan met reg sê dat Jesus nie net by mense in guns gegroei het nie, maar ook by God. Soos wat hy die normale versoekings van die grootwordproses en selfs die meer komplekse versoekings van volwassenheid met perfekte gehoorsaamheid aan die Vader genavigeer het. En dan selfs op die einde gehoorsaamheid tot in die dood. En dis nie dat die Vader nie altyd die Seun met 'n perfekte liefde liefgehad het nie. Dis eerder dat die geïnkarneerde Seun, die Seun wat mens geword het, die Vader meer en meer spesifieke redes gegee het om guns teenoor hom te hê. Sinclair Ferguson sê weer eens, "The Christian church has often struggled with these verses, but I think you can see what Luke is saying, can't you? Jesus is not an imitation man, not a pretend man, not a half man and half God, nor is his human nature a composite of some parts human and some parts divine. No, he was truly man. His nature was the same as ours, apart from sin." Nou met die beginsel van die Bybel verklaar die Bybel, help Hebreërs 5 vers 8 tot 9 ons ook om hierdie moeilike Johannes tekste beter te verstaan. Vers 8 van Hebreërs 5 sê vir ons, hoewel hy die Seun was, het hy gehoorsaamheid geleer deur dit wat hy gelei het. Nou dit beteken nie dat Jesus ooit ongehoorsaam was en moes geleer het hoe om gehoorsaam te wees nie. Dis eerder dat die konsep van gehoorsaamheid nie van toepassing was op Jesus voordat hy mens geword het nie, omdat hy in perfekte heiligheid as die tweede persoon van die drie-eenheid bestaan het. Met ander woorde, sy en die Vader se wil en ervarings was perfek verenig. Toe hy egter mens geword het, het al die dinamika van 'n vleeslike lewe vir hom bygekom, 'n menslike natuur. 'n Vleeslike lewe wat onderdanig en gehoorsaam gemaak moes word aan die wil van sy Vader. Vers 9. En nadat hy tot volmaaktheid gebring is. Nou weer eens, nie dat Jesus ooit op enige morele of geestelike vlak onvolmaak was en tot volmaaktheid gebring moes geword het nie, maar eerder nadat hy in perfekte gehoorsaamheid geleef het tot die dood toe. Met ander woorde, nadat hy sy lewensdoel vervul het, nadat hy tot volmaaktheid gebring is, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige verlossing geword. Die unieke wonder van ons God, die God wat ons aanbid, is dat hy in alle opsigte soos ons geword het, en homself in alle opsigte onderwerp het aan wat ons in hierdie lewe ervaar. Onderwerp aan versoekings, emosies, verhoudinge, en daarom, Hebreërs 4 vers 14 tot 15, terwyl ons dan 'n groot hoërpriester het wat deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons styf vashou aan ons belydenis. Wat is 'n hoërpriester? Dit is die persoon wat intree tussen my en God, die tussenganger tussen my en die Vader. Want ons het nie 'n hoërpriester, hierdie is baie belangrik, wat nie medelee met ons swakhede kan hê nie,
maar een wat, soos ons, in alle opsigte versoek is, en dit sonder dat hy gesondig het. Jesus, jy sal nooit kan verstaan waardeur ek gaan nie. Ja, kan. Ek is self daardeur. Ek was ook ten volle mens, en daarom kan jy my ten volle vertrou. Nou terug by ons oorspronklike punt. Nadat ons hierdie tekste wat skynbaar dui op Jesus, wat van 'n minder perfekte na 'n meer perfekte, minder aanneemlike na 'n meer aanneemlike staat gegroei het. Nadat ons dit nou behoorlik deurgetrap het, kan ons met oortuiging oor Jesus se leierskap sê, hy het waarlik nooit uit sy foute geleer nie, want hy het nooit foute gemaak nie. Nou hierdie is 'n baie belangrike faset van Jesus se paradoksale leierskap, veral met Hebreërs 4 vers 14 tot 15 in gedagte, dat hy ons hoërpriester is. Om altyd reg te wees, en nooit 'n fout te maak nie, is nie al wat dit vat om gewillige, lewenslange volgelinge te lok nie. Om 'n perfekte mens te wees, is nie al wat dit vat om gewillige, lewenslange volgelinge te lok nie. Die wêreld is vol professionele experts wat alles weet en nooit 'n fout maak in hulle veld nie, maar niemand wil hulle op persoonlike vlak enigiets met hulle te doen hê nie. Tom Gilson, wat die boek geskryf het, Too Good to be False, sê, in sharp contrast to that, Jesus' followers, the true ones, followed him everywhere. He must have had more going for him than just being right. And of course he did. His followers knew he loved them, that they could trust him, that he really did have the authority to lead the way he did. Jesus was nie 'n ongelooflike leier omdat hy altyd reg was nie. Hier is 2 van sy ander eienskappe waarby elkeen van ons in leierskapsposisies moet kers opsteek. Die eerste een is, hy het 'n onverklaarbare nederigheid gehad. Nie 'n selfvernederende nederigheid nie, maar 'n selfontledigende nederigheid, waarvan ons lees in Filippense 2, vers 5 tot 8. Hy het homself heel hartig vir sy volgelinge gegee. Die tweede is, Jesus het 'n onkreukbare integriteit gehad. Hy was, soos wat Craig Rochelle sê, 'n goeie eienskap van 'n leier is, hy was 'n voorspelbare leier, 'n boring leier, en daarom een wat mense kon vertrou. Met ander woorde, hy was voorspelbaar in die opsig, dat hy altyd die waarheid gepraat het. Ongeag die skare se sensitiwiteite, en selfs sy vyande het hom hieroor aangeprys. Markus 12 vers 14, hulle kom toe, en hulle is nou weer die Jode, die priesters, die familiehoofde, die skrifgeleerdes, al die ouens, hulle kom toe en sê vir hom, Meester, ons weet dat u opreg is, en u aan niemand steur nie, want u neem nie die aansien van persone in aanmerking nie, maar onderrig die weg van God waarheidsgetrou. Ons het verlede week gepraat oor die belangrikheid vir ons om as volgelinge van Jesus, mense van die waarheid te wees, die waarheid te praat, omdat Jesus gesê het, ek is die waarheid, en ek het gekom om oor die waarheid te getuig. Deel daarvan is 'n onkreukbare integriteit. Tom Gilson sluit hierdie hoofstuk van sy boek af met, This was Christ our King's leadership style. Loving, serving, caring, ministering, never forcing compliance, only seeking to persuade others to love him as he loved them. When Jesus returns, of course, the time for gentle persuasion will be over. All the important life decisions will have already been made. God's judgment will come swiftly at that point, and it will be final. We will reap the outcome of our decisions, especially our decisions regarding what we have done with Jesus Christ. Dankie dat julle saam geluister het. Sien volgende week.